Here, dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders te mag wees. Dankie dat ons voor u mag staan en kan sê, Here, hier is ek. Dankie dat u vir ons kom moontlik maak het, dat ons voor u mag staan. Here, dankie vir die grootheid, dankie vir die liefde en dankie dat u die dood oorwin het. Here, help ons om toe te laat dat dit wat u vandag vir my kom sê, dat dit sal deel word van my lewe. Dat ek dit sal leef en nie net sal hoor nie. Dat ek sal verstaan en dat ek sal antwoord daarop. Dankie Here vir al die liefde en al die genade. Amen. Kom ons lees Matteus 28 van vers 1 tot 10. Na die Sabbatdag, toe dit Sondagmôre word, begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek. Hy het soos hy gesê het, kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Ons lees dit so ver. Hierdie twee vroue gaan na Jesus se graf toe, want hulle het 'n behoefte om hulle geliefde te besoek. Net soos ons ook vandag behoefte het om ons geliefdes wat afgesterf het, te gaan besoek. Om tyd daar te spandeer, te dink, te rou, te wees. So hulle gaan en hulle harte is seer, te stikkend, hulle is verward, want hulle kan nie verstaan wat nou net gebeur het nie. Hulle is in rou, hulle is ontnugter. Want wat gebeur het in hulle lewe, dat Jesus gesterf het, dat hy dood gegaan het, is die heel laaste ding in hulle wildste drome wat hulle gedink het, gaan gebeur. Heeltemal verward, glad nie verwag nie. En dan kom hulle by die graf, en hulle kry weer eens iets wat hulle in hulle wildste drome nooit gedink het, moontlik kan wees nie. Het is groot, het is verwarrend, wat is hier aan die gang? En as mens Matteus lees, as mens Matteus se opstandingsverhaal lees, en mens lees Matteus self, doen Matteus verskriklik baie moeite om God se glorie, God se grootheid bekend te stel. Om vir die mense te sê, maar hierdie God wat ons aanbid is groter en meer asemrowend as enigiets anders in die hele skepping. Hy kan enigiets doen. Dit skud alles uit mekaar uit. Dit bring mense tot stilstand. En God wys sy glorie en sy mag met Jesus wat aarde toe gekom het, wat gekruisig is en wat gesterf het, wat opgestaan het uit die doodheid. God is groot, hy is almagtig, hy is wonderbaarlik, hy is amazing. Dit is wat Matteus probeer oordra. Hierdie hele pad wat Jesus stap, skud mense se hele wêreld onderste bo. Niks gebeur soos wat hulle dit wou gehad het, of soos wat hulle gedink het, dit moet wees nie. Alles soos kom God en hy skud ons en hy sê, maar dit is anders. Ek weet beter, ek weet meer, ek is sterker, ek is magtiger as dit. Ek het vir meer gekom as net wat julle dink. Jesus wat op die donkie as koning ingery kom in Jerusalem. Dit skud mense.
Dit maak mense verward. Dit laat mense vra. Sy kruisiging en die liefde wat hy aan mense bewys wat hom letterlik besig is om te kruisig. Wat besig is om hom dood te maak. Hy hanteer hulle in liefde. Dit skud mense, dit slaan mense asem weg, dit maak mense verward. Dus wat gaan hier aan? Wat gaan aan met hom? Hoekom doen hy dit? Want hy hoef nie. Hy moet nie, want hulle maak hom seer. Hulle verwoes letterlik sy lewe. En hy is lief vir hulle. Dit was letterlike aardbewing as Jesus sy laaste asem uitblaas. Voorhangsels skeur in twee. En 12:00 is dit stikdonker in die middel van die dag. God se glorie, hier het iets groots gebeur. En nou staan Jesus uit die dood uit op. God wat kon sê, maar ek het oorwin. God se mag is bo alles en almal. Niks is sterker as hom, hy nie eers die dood nie. Die natuurlike wêreld word geaffekteer, die aarde skud, daar's 'n aardbewing, want hier het iets groots gebeur. 'n Engel wat hulle heeltemal verblind, verskyn aan hulle, want dit wat die aarde en die hemel van mekaar geskei het, is oorbrug, want Jesus het die dood oorwin. Jesus het die pad na die hemel vir ons oopgemaak. Dis wat hy kom doen het. Hy het vir ons die geleentheid kom gee om saam met God in die hemel te kan wees vir altyd. Nie net eendag nie, maar van nou af, hier op aarde. Hy het dit vir ons moontlik gemaak om naby die God van die hemel te mag lewe. Die pad is oopgemaak. Die engel verskyn. Die engel rol die klip weg, hierdie groot massiewe klip wat almal gedink het, dit gaan vir Jesus hier binne hou en niks en niemand gaan daar uitkom nie. Jesus bly daar. Nee? Niemand gaan dit steel en allerlei stories opmaak nie. Klip by daar. Hy rol dit weg asof dit niks is en hy gaan sit daar op en hy sê, Jesus het klaar opgestaan. Hy het klaar oorwin. Julle dink julle sit swaar goed voor Jesus se ingang? Vir my is dit niks. Die wagte is totaal en al oorweldig. Hulle weet nie wat aangaan nie, hulle val sommer flou, hulle is nie by nie. Dit is net so groot. God se mag word getoon. Die seël wat die Romeinse ryk se autoriteit moes wys, is gebreek. God is groter, hy is magtiger. En God kom eintlik hier vir ons, en hy kom wys vir ons, vir God is niks onmoontlik nie, niks kan omkeer nie, niks is te veel vir hom nie, niks is meer en magtiger en groter as hy nie. As God iets wil doen, dan keer niks om nie. Het is eintlik nog ons vreesaanjaend om dit te dink, dat God regtig enigiets kan doen. En daar is nie 'n mag wat groter as hy is nie. Ek dink baie mense dink, daar is groter goed in die wêreld as hy, maar dit is nie. Hulle kom vinnig agter, hy's groter as hulle. En die amazing ding is, dat God dan vir ons sê, maar ons hoef nie bang te wees nie, want hierdie selfde God wat so groot en almagtig is lief vir ons. Hy is lief vir ons. En hy wil regtig die beste vir ons hê, so ons kan regtig hom vertrou. So toe Jesus uit die dood uit opgestaan het hy die dood totaal ingesluk, vergrys. Hy het dit weggevat, hy het totaal en al oorwin oor die dood. Hy het gesê, daar's niks groter nie eers die dood nie. So groot, so almagtig. En die vrou se reaksie? Ek dink hulle moes baie de mekaar gewees het. Want die een oomblik kom hulle by die graf, hulle is rou, hulle seer, hulle is verward, want hulle verstaan nie hoekom is Jesus dood nie. Dit het skielik gebeur, en hulle het nie verwag nie, want hy is mos die Messias. Hy is die een wat hulle moet kom red, en nou is hy dood. Verward, seer, rou. En dan kom hulle by die graf, en is hierdie totale kontras. En Jesus het opgestaan.
Hy het opgestaan uit die dood uit, hy lewe. So hulle hardloop en hulle gaan vertel, hulle kan nie wag om te gaan vertel nie. Jesus het opgestaan. Ons hoef nie meer bang te wees nie, ons hoef nie meer verward te wees nie, ons hoef nie meer te rou nie. Jesus Christus het uit die dood uit opgestaan. Hy het die dood oorwin. Hulle is baie bang, want hulle weet nie wat nou gebeur het nie. Maar in dieselfde asem is hulle ook heeltemal oortrek met vreugde, en hulle is so amazed oor wat God kom doen het. Jesus het opgestaan. Daar is ook 'n stuk dringendheid, né? 'n stuk dringendheid, want ons moet hierdie hoop wat ons nou net gekry het, so gou as moontlik vir mense gaan vertel. Want iewers word die wagte weer wakker, en die lewe gaan weer aan. Die Romeine het nog steeds kruise waarmee hulle mense kruisig. Hulle het nog steeds mag oor mense. Die seer van die wêreld is nog nie verby nie. Maar ons moet hierdie werklike hoop wat ons nou net ontvang het, moet ons so gou as moontlik vir mense vertel, sodat hulle iets het om aan vas te hou. Ons moet dit versprei, sodat mense, soveel as moontlik mense, hierin kan deel wees. En wat is hierdie hoop dan wat Jesus bring? Dat mense reg oor die eeue en nog altyd, so mense reg oor die eeue het nog altyd ander mense gedreig met dood, né? So dood is 'n baie sterk manipulering manipuleringsobjek, né? Mense misbruik die dood om ander mense te beheer, né? As jy nie doen wat ek sê nie, gaan ek jou doodmaak. En as jy nie omgee om dood te gaan nie, gaan ek jou geliefdes martel en doodmaak. En dan gee mense baie maklik in, hè? En hulle sê maar, dan sal ek nou maar doen wat jy wil doen. Ek wil nie doen wat jy wil hê ek moet doen nie, maar om my familie en myself te beskerm, om my lewe te beskerm, sal ek dit nou maar doen, né? So mense misbruik dood. Dis 'n tool, 'n gereedskapstuk om mense te beheer. Reg oor eeue. Ons doen dit tot vandag toe nog. As mens kyk na die oorlog, né? Mense hulle dreig mekaar en hulle is hulle doen verskriklike goed aan mekaar. Mense doen verskriklike goed aan mekaar. En hier kom Jesus en hy sê maar dood hoef nie meer 'n effek te hê op julle nie. Ek het die dood oorwin. En selfs al gaan julle dood, gaan julle nog steeds lewe. Hoe groot is dit nie, né? Hoe groot is dit nie om te weet, maar selfs die ding wat ons die onsekerste oor is, wat ons seker die bangste maak in die lewe, sê Jesus, as jy myne is, hoef jy nie bang te wees daarvoor nie. En imagine nou 'n klomp mense wat vir die owerheid kom sê, maar julle is nie besig om verkeerde goed te doen, en as hulle dreig, dan sê hulle, maar ons is nie bang vir die dood nie. So hulle was nie bang nie, en hulle het nog steeds die hoop uitgedra vir mense. Mens kan net indink dat die mense wat die mag misbruik, of die mag het, nie baie van dit gehou het nie, né? Jesus het ons kom vrymaak. Hy het vir ons kom sê, niks in hierdie wêreld, in die heelal, tot in alle ewigheid is groter as ek nie. So as jy by my kom en jy glo dat ek jou gered het, dat ek jou kom vrymaak het, is jy regtig vry. Is jy regtig vrygekoop. Ons lewe in hierdie verskriklike groot vryheid wat Jesus Christus vir ons kom gee het. Dit maak nie saak wat gebeur met my, of my kinders, of my familie, of my geliefdes, of wie ook al ek wil beskerm. Niks kan by hulle uitkom as hulle vir Jesus het nie. Dis ons legacy ook, né? Die een geskenk wat ons vir ons kinders kan gee, is dat hulle vir Jesus Christus as verlosser kan ken. Want as hulle hom het, dan kan wat met hulle gebeur. Hulle gaan okay wees. Selfs al gaan hulle dood, is hulle nog steeds by die God van die heelal. Nie eers die dood kan hulle wegvat nie.
So hoe reageer ons op hierdie vryheid? Dink deur die eeue kan ons agterkom dat mense baie keer hierdie vryheid ook misbruik het en ander mense gedreig het met die dood of met marteling. Ons kan nooit so reageer nie. Ons kan nooit vir God misbruik om ander mense te laat doen wat ek wil hê hulle moet doen nie. As jy mens kyk na die vroue en almal wat vir Jesus ontmoet, reageer hulle met absolute verwondering, aanbidding en totale gehoorsaamheid. Want wanneer ons besef wat Jesus vir my gedoen het, dan kry ek nie groot kop nie, dan raak ek baie nederig. Want hierdie God van die heelal sien my raak. Hierdie God van die heelal beskerm my. En ek besef dat hierdie God van die heelal wat groot en magtig is, en wat groter is as die dood, weet die beste vir my. En daarom is ek gehoorsaam aan hom. Dan hy weet wat dit beteken om te lewe. Hy weet wat goed is vir my en wat sleg is vir my. En daarom wil ek absoluut so ver as moontlik gehoorsaam wees aan hom. Hoor wat hy sê, en glo wat hy sê, en lewe volgens dit wat hy sê. Ons kom en ons sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Die vroue val op hulle knieë neer in totale verwondering voor Jesus. Here, U was toe altyd die Messias gewees. U het ons kom red. U het nie net die Romeine kom verower nie, U het die dood kom verower. U het die dood, ons kom red van die dood. En dan kan ons, soos Paulus vra, dood, waar is jou angel? Dood, jy het nie mag oor my nie, want Jesus het opgestaan. Hy het ons kom vrymaak. Hy het ons kom nuut maak. En hy sê, hy is by jou van nou af tot in alle ewigheid. Kom ons wees net gou, kom ons dink net gou hoe groot dit is. Ek gaan 'n oomblik van stilte gee. Wees net gou, besef net hoe groot dit is wat Jesus vir jou kom doen het. Kom ons dink 'n oomblik. Here, U het vir ons gedoen. Here, ons staan in verwondering oor U. Wow. Asem weggeslaan, Here. Want U is asemrowend. U is ons begin en ons einde. Die een wat was, wat is en wat altyd sal wees. Die een wat groter en magtiger is, enige iets in hierdie hele skepping. Here, U is ons alles, Here, en ons loof en ons prys U. En Here, dankie dat ons as nietige mense met al ons dinge op die skoot mag kan sit, dat ons naby aan U mag wees, want U het dit vir ons moontlik gemaak deur Jesus. Jesus het gesterf vir ons sondes, en daarom mag ons by U, wat so groot en almagtig is, wees. Mag ons in U teenwoordigheid wees, en ons kan tuis kom by U, vir altyd, Here. Vir altyd. Dankie, Here, vir U liefde, U grootheid. Dankie dat U vir my raak sien. Dat U my pyn ken, dat U my swakhede ken, dat U alles van my ken, en nog steeds kies om my te red. Dankie, Here, vir al die liefde en al die genade. Amen.